Geliefdes, ons sit vanoggend ons reeks preke uit die tweede brief van die Tessalonisense voort en ons lees 2 Tessalonisense 2 van vers 1 af. Die tweede brief van die Tessalonisense hoofstuk 2 van vers 1 af. En nou broers, wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons hereniging met hom, het ek 'n ernstige versoek aan julle. Moenie so gou verward raak of van stryk gebring word as iemand vir julle sou sê, die dag van die Here is al hier nie. Of dit nou vir julle gesê word in 'n profetiese uitspraak, of in 'n preek, of in 'n brief, wat sogenaamd van ons afkomstig sou wees. Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie. Hy sal hom verset teen al wat God genoem word, of wat as heilig vereer word, en hy sal hom bo hulle verhef. Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit herhaaldelik vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? En julle weet nou wat hom nog teehou, sodat hy eers as dit sy tyd is, sy verskyning sal maak. Die geheime krag van die wetteloosheid is al aan die werk, maar die een wat die wettelose teehou moet eers uit die weg wees. En dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. Maar wanneer die Here Jesus kom, sal hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig. Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande valstekens en wonders en met gruwelike verleiding van die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie. Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee, sodat hulle die leuen sal glo. En so sal almal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word. Dan volg ons teksverse. Ons moet God altyd vir julle dank, broers. Die Here het julle lief en God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo. Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Wees dan standvastig, broers, en hou vas aan die leer wat ons aan julle oorgedra het, of dit deur ons prediking of deur 'n brief was. En mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade 'n blywende troos en goeie hoop gegee. Geliefdes, ons herdenk vandag die hervorming wat op 31 Oktober 1517 begin het. En een van die grondwaarhede van die hervorming was dat die Bybel die woord van God is. Ook in die geloofslewe van die Tessalonisense het die woord van God 'n groot rol gespeel, vandat Paulus dit die eerste keer daar verkondig het. Die gemeente in Tessalonika, vandag in Griekeland, is deur Paulus gestig op sy tweede sendingreis. Die Christendom was maar nog 'n klompie jare oud en die gelowiges in Tessalonika is vervolg omdat hulle nou die Here Jesus bely het nadat Paulus daar begin preek het. Nie te lank nie terug nie was hulle nog afgodsdienaars en het dit goed gegaan met hulle. Nou is hulle Christene
En dit gaan swaar, juis omdat hulle Christene is. En daarom skryf Paulus aan hulle, om hulle te bemoedig en om hulle kennis oor die Here en sy wederkoms verder uit te bou. Ja, die gemeente in Thessalonika is vir ons 'n voorbeeldgemeente. Want al was dit nog maar 'n jong gemeente in 'n uiters heidense omgewing, was hulle 'n gemeente waarvoor Paulus die Here gedank het. Vir al 5 dinge het hom dankbaar gemaak. Die dade van hulle geloof, die moeitevolle inspanning van hulle liefde, die volharding van hulle hoop op Christus. Boonop het hulle navolgers van die Here geword ten spyte van groot verdrukking. Hulle was nie langgesig Christene omdat hulle geloof vir hulle teëspoed gebring het nie, maar hulle die evangelie aanvaar met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. Verder het hulle ook nie die woord net vir hulle self gehou nie, maar hulle die evangelie uitgedra. Geliefdes, wat ons eerstens baie duidelik in die tweede brief aan die Tessalonisense hoofstuk 2 moet raak sien, is dat die Bybel ons baie ernstig waarsku teen dwaalleer oor die wederkoms. Ja, Paulus het al 2000 jaar terug in ons tekshoofstuk geskryf, met die oog op die wederkoms van Jesus Christus en ons vereniging met hom, dat ons nie gou ons verstand moet verloor of verskrik moet raak, of deur gees of deur brief wat van Paulus hulle afkomstig sou wees nie, asof die dag van Christus al daar is nie. Ja, die woord sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van die sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Ja, selfs in Paulus se tyd was daar al baie dwaalings wat die ronde gedoen het oor die tyd van die wederkoms. En dit blyk selfs dat daar dwaalleraars was wat briewe geskryf het oor die wederkoms en dan voorgegee het dat hierdie briewe van Paulus hulle afkomstig sou wees. En daarom doen hy 'n ernstige beroep op die gemeente. Maar ons vra julle broers met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, of deur gees of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van die Here al daar is. Ja, dit is baie duidelik dat die tyd van die wederkoms al van vroeg af 'n gewilde onderwerp was vir dwaalleraars. En dit is ook in ons tyd so. Daar's kort sogenaamde profesieë oor die wederkoms en dan mense wat voorgee dat hulle weet wanneer daardie dag sal plaasvind en dat dit sommer binnekort gaan wees. Ja, die wederkoms word selfs gebruik om mense bang te maak en op die skrik op die lyf te jaag. Maar as jy 'n behoorlike studie maak van die wederkoms, dan sien jy dat die Here hoofsaaklik 3 redes het waarom hy dit aan ons in sy woord openbaar dat Jesus weer gaan kom. En nie een van hierdie redes is om mense bang te maak. Inteendeel, die redes is die Here wil kennis oordra oor die wederkoms. Hy openbaar dit aan ons sodat ons dit sal weet. In die eerste 12 hoofstukke ook van 12 verse van hierdie hoofstuk. En dan wil hy gelowiges in die geloof versterk, soos hier in ons teksverse vers 13 tot 17. Maar hy wil nie net ons geloof versterk nie. Hy wil gelowiges aanspoor om daadkragtig in die geloof te lewe, soos hier in vers 13 en 17. Met ander woorde, dat jou geloof moet oorgaan in dade van diens en dankbaarheid. Maar om dinge verder te kompliseer, moet ons weet, daar is mense en magte wat ons wil mislei met valse leer
oor die wederkoms. Daarom waarsku Paulus ons ook so sterk daarteen. En dan gaan hy voort om te verduidelik dat die wederkoms nie so naby is as wat hierdie dwaalleraar sê nie. 2 belangrike goed moet nog eers gebeur. Die groot afvalligheid moet plaasvind en die anti-kris moet nog sy verskyning maak. So God openbaar hierdie dinge aan ons sodat ons die regte kennis kan hê. Sodat ons in die geloof versterk kan word en sodat ons daadkragtig ons geloof sal uitleef. En dit bring ons dan by ons teks. Ons sien in ons teks dat die liefde vir die waarheid van God se woord deurslaggewend is. Paulus dank die Here hier daarvoor dat die Tessalonisense die woord glo. Dis natuurlik in skerp teenstelling met hulle wat net in die gedeelte voor ons teks genoem word, wat nie die woord glo nie, wat die leuen en die ongeregtigheid verkies bo die waarheid van die woord en wat daaroor veroordeel sal word. Paulus dank die Here daarteenoor vir die gelowiges in Tessalonika. Hy skryf: die Here het julle lief. God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo. Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid van Jesus Christus. So Paulus dank dus die Here dat die Tessalonisense gereageer het op die woordverkondiging. God het hulle juis hiervoor uitverkies, sodat hulle van die eerste Christene sou word wat gered word. Hy het ook sy Gees aan hulle gestuur, om hulle van die waarheid van die woord te oortuig. En dit alles is die gevolg daarvan, dat God sy apostel Paulus na hulle gestuur het, en dat hy daar gepreek het, die woord daar verkondig het. Dit alles het onder leiding van die Heilige Gees daartoe gelei dat die Tessalonisense die woord aanvaar het, tot geloof gekom het en so uit genade deel gekry het aan die heerlikheid van Christus. Daarom was een van die slagspreuke van die reformatie ook sola scriptura, deur die woord alleen. Ja, God roep mense tot geloof deur die lewende verkondiging van sy woord. En daarom staan woordverkondiging sentraal in die ware kerk, ook in ons gemeente. Liefdes, het nie opgelet. Ons teksverse begin en eindig met die liefde van die Here. Vers 13 sê, ons moet God altyd vir julle dank, broers. Die Here het julle lief en God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. En dan vers 17, hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade 'n blywende troos en 'n goeie hoop gegee. Hierdie liefde vir ons het hy bewys deur sy seun vir ons te gee, om te sterf met die las van ons sondes op hom, plaasvervangend in ons plek. In elke erediens hoor ons dit. Met elke nagmaal sien ons die liefde van die Here afgebeeld in die brood en die wyn. Dat Jesus uit liefde vir ons mens geword het. Dat hy 'n verskriklike dood in ons plek gesterf het om ons te verlos. En met elke doop herinner die doopwater ons daaraan dat Christus se bloed ons skoon was van ons sonde en dat sy lewegewende Heilige Gees in ons wil woon. Groter liefde is daar nie. Die drie-enige God het sy liefde vir sy uitverkore kinders
of liewer sy liefde vir sy uitverkore kinders, is die grondslag van ons godsdiens. Hierdie liefde is die rede waarom ons glo, die rede waarom ons vandag by elke moontlike geleentheid in die erediens saam is, om die Here te dank vir sy liefde, wat tot ewige verlossing lei. Hierdie liefde spoor ons ook aan om liefdesdiens te doen. God het sy liefde onteenseglik aan ons bewys deur Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het en wat opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en wat weer gaan terugkom in heerlikheid. Sodat ons dit sal glo en omdat God se Gees in ons werk, sê vers 13 en 14, is ons deur Jesus Christus gered. Julle is gered deurdat die Gees julle vir hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo. Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. So in die liefde van God vir ons speel die verkondiging van sy woord, sy evangelie, 'n uiters belangrike rol. En is dit 'n noodsaaklike skakel in ons redding. God het ons deur sy Gees tot geloof gelei deur die evangelie wat aan ons verkondig is en word. En daarom moet ons bid dat die Here verkondigers sal gee en dat die verkondigers net die ware evangelie sal verkondig. Dit bring ons by die kern van ons teks. Wees dan standvastig, broers, en hou vas aan die leer wat aan julle oorgedra is. Of dit deur ons prediking of deur 'n brief was. Ja, omdat ons glo, God het sy liefde aan ons bewys deur Jesus Christus, moet hierdie geloof op ons lewens 'n invloed hê. Hierdie geloof moet ons standvastig maak. Hierdie geloof moet maak dat ons vashou aan die ware leer wat aan ons oorgedra is en dat ons niks met dwaalleer te doen sal hê nie. Die woord standvastig beteken om vas te staan op jou beginsels, om getrou op jou pos te bly, om integriteit te hê. Iemand wat standvastig is, hou sy beloftes, ook die beloftes wat hy of sy aan die Here gemaak het, met belydenis aflegging. Jy kan pyl trek op iemand wat standvastig is. Iemand wat standvastig is nie wispelturig of tree nie wisselvallig op nie. Ja, heel wat mense verdwyn mettertyd uit die kerk nadat hulle belydenis van geloof afgelê het, omdat hulle nie ag gee op ons teks en die opdrag nie. Wees dan standvastig en hou vas aan die leer wat ons aan julle oorgedra het. As 'n standvastige mens iets beloof het, kan jy maar weet hy of sy sal doen wat hulle beloof het, veral as hy iets aan God voor die gemeente van God beloof het. 'n Standvastige mens hou veral bestendig vas aan die waarheid van God se woord, die ware leer wat aan ons oorgedra is. Standvastige mens is bestendig en getrou en betroubaar in alles wat hy of sy doen. En dit is juis God deur sy Gees en sy woord wat hierdie invloed op sulke mense uitoefen, wat hulle standvastig maak. En daarom lê ons teks klem daarop. Wees dan standvastig en hou vas aan die leer wat ons aan julle oorgedra het. En dit sluit in, moenie iets hê te doen hê met dwaalleer nie. Bly by die waarheid van God se woord. En daarom is dit deel van jou belydenis wat jy aflê met belydenis aflegging.
Dat jy bevestig en bely dat jy glo dat die Here Jesus vir jou sondes betaal het en jou verlos het. En daarom beloof jy om vir die res van jou lewe in hierdie leer te bly en aan die woord te bly vashou en om getrou eredienste by te woon en die Here te dien. En die wonderlike is juis, geliefdes, dat God se liefde in Christus en die waarheid van sy woord, dit is wat ons standvastig maak. God self maak ons standvastig deur sy Gees. En hiermee word die belangrikheid van kennis van die woord van God ook beklemtoon. Alleen kennis van die woord van God kan dien as teenvoeter vir verwarring wat dwaalleer bring. Veral ook dwaalleer oor die wederkoms. En daarom sê Petrus ook byvoorbeeld in sy briewe, dat ons alles in die stryd moet werk om ons geloof met kennis te verryk. Gebrek aan kennis en onkunde maak 'n mens bang of verwaand. God se geopenbaarde kennis in sy woord maak mense standvastig, dankbaar, nederig, gehoorsaam, diensbaar. Staan vas in die waarheid van die evangelie. Want verwarring en dwaalleer is die werktuie van die Satan. Die verwarring wat dwaalleer bring, bedreig ons almal. Daarom spoor ons teks ons aan om standvastig te wees en vas te hou aan die gesonde leer wat op die woord gegrond is. En daarom het ons ook die belydenisskrifte, soos die Heidelbergse Katekismus en die Nederlandse geloofsbelydenis en die Dordtse leerreëls agter in ons psalmboeke ken. Dis 'n samevatting van die ware leer wat jou standvastig maak in die geloof. God openbaar dus aan ons die waarheid van die verlossing in Christus, wat ook insluit dat Christus weer gaan kom. Hy openbaar sy ware woord aan ons, sodat ons standvastigheid in die geloof hieruit kan put, standvastigheid wat deur goeie skrifkennis bewerkstellig word. Direk na die opdrag om standvastig te wees en vas te hou aan die woord, sê ons teks, en mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. 'n Mens wat standvastig is in die geloof, vashou aan die woord, doen dus ook goeie dinge en sê goeie dinge. En die Here gee vir hulle die krag daarvoor, sê ons teks. En mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en versterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Ja, God self bemoedig en versterk ons om standvastig te wees, om in die woord te bly vashou, om goeie dinge te sê en te doen, ooreenkomstig die woord, om getroue lidmate te wees, wat om gereeld dien in die eredienste, met huisgodsdiens, met liefdesdiens, met diensbaarheid. Ja, geliefdes, vanoggend word ons eintlik herinner aan die beloftes wat ons plegtig voor die Here in die midde van sy gemeente afgelê het, daardie dag toe ons belydenis van geloof afgelê het. Daarom moet ek myself ook afvra, hoe voer ek nog hierdie beloftes uit? Hoe standvastig is ek daarin? En ek behoort my te bekeer as ek hierin vervlou het. Ek sal daarom ook uitsien na elke erediens en elke geleentheid om God se woord te hoor of te lees. Ek kan uitsien na die geestelike versterking wat ek daardeur ontvang. Ons teks sê mos nie net, wees dan standvastig en hou vas aan die leer
wat ons aan julle oorgedra het, of dit deur ons prediking of deur 'n brief was nie. Ons teks sê ook, en mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Ons teks eindig ook waarmee dit begin het. Jesus Christus het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade 'n blywende troos en 'n goeie hoop gegee. Elke erediens, elke preek, elke nagmaal en doop is juis vir ons 'n bevestiging van die liefde en die genade van die Here wat aan ons 'n blywende troos en 'n goeie hoop op ewige heerlikheid gee. So God se boodskap deur sy woord en gees is opnuut vandag. Wees dan standvastig, hou vas aan die leer wat aan julle oorgedra is. En mag julle deur al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade 'n blywende troos en goeie hoop gegee. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vir u woord. En ons dankie dat ons opnuut weer besef hoe belangrik dit is dat u woord verkondig word. En daarom bid ons ook vir die instandhouding van die erediens in hierdie gemeente, dat u altyd al die middele sal gee, sodat u woord ook helder en duidelik hiervandaan mag weerklink. Ons dankie dat ons daaraan herinner word dat u vir ons lief is, dat u die liefde bewys het aan ons deur die dood en opstanding van u seun wat tot ons ewige lewe lei. Ons bid dan dat u onsself elke dag sal bemoedig en sal versterk en dat ons goeie dinge volgens u woord sal doen. Goeie dinge volgens u woord sal verkondig. Ja, ons dankie vir die heerlike versekering dat u ons deur u woord en u gees standvastig maak. Dat ons nie deur elke wind van dwaalleer heen en weer gewaai word nie, maar dat ons op hierdie vaste rots kan staan, die evangelie wat u aan ons geopenbaar het. Ons dankie dat ook wanneer ons dalk moedeloos word of moeg word van dienswerk, dat u ons juis bemoedig en versterk deur ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees in ons en deur u woord. Ons dank u daarvoor in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes, daarna sal ek die slotsang aankondig.
Liefdes, ons slotsang is skrifbreiniging 75, Paulus se gebed vir die kerke, ons sing vers 2, 3 en 4. In vers 4, aan hom wat kragtiger in ons kan werk as wat ons bid of dink, aan hom die Here, bring ons in Christus ewig ere. Amen. Aan hom die ere in die kerk. Skrifbreiniging 75, vers 2, 3 en 4. Liefdes, ek vra dat u net na die uitspreek van die seën en nadat ons amen gesing het, net weer sal gaan sit vir 'n afkondiging asseblief. Die genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen. Ek het ongelukkig die teeskinkbeurte so 'n bietjie vooruitgeloop. Vandag is dit Soekie en Katrein wat dit vir ons sal bedien. En ons sê vir hulle baie dankie daarvoor.